Ons is besig met die klein profete, vir die van julle wat nie weet nie, of die wat vanoggend dalk 'n besoeker is, of lanklaas hier in die kerk was. Ons is besig om deur die klein profete te gaan, en vandag is ons so mooi in die middel van hierdie klein profete. Daar is 12 van hulle, en Micha is dan die 6ste een, en ons is so mooi in die middel om te hoor wat sê die klein profete. En wat nogal interessant is, jy sal agtergekom het dat die meeste van hierdie profete se boodskappe op een of ander manier by mekaar aansluit, of dalk so 'n bietjie oorvleuel, maar tog is elkeen van hulle uniek. Dit is lekker om te hoor wat die Here vir ons wil sê, en is ook goed om te weet dat daardie boodskap nie net vir hulle bedoel was daardie tyd toe dit geskryf is nie, maar vir my en vir jou vandag ook. Dat ons ook kan baat vind hierby. So, ons staan vandag stil 'n bietjie by Micha, en veral in Micha 7. Nou op die bord het ek 'n prentjie van 'n man wat op 'n boot sit, wat besig is om te sink. Ek sal op die aanlyn gedeelte daai prentjie ook net weer 'n keer mooi sit, en wat lekker is, as alles dan nou môre volgens plan gaan, sal jy volgende week Efesië so hê. Dit gaan nou lekker wees. Dan kan jy mooi die prentjie sien wat ek vir jou wil wys. Alles is op pad en gereël. Ons glo dit gaan môre ingesit word. So baie dankie daarvoor ook. Nou Micha word geskryf hier in die jaar 720 voor Christus, rondom daardie tydperk. Hierdie profeet tree op tydens 3 konings se bestaansjare. Dis koning Jotam, koning Agas en koning Hiskia. Al 3 hierdie konings was in Juda gewees. Micha tree op tydens hulle almal se regeringsjare, en hy probeer vir hulle elkeen op die regte pad kry. Hy probeer vir hulle wys wat is dit wat hulle moet doen en waar wil die Here hê moet hulle loop. Hulle wil natuurlik nou nie almal geluister het nie. Nou deur hierdie boek Micha, as jy die boek gaan lees, gaan jy sien ons 2 soorte profesieë wat Micha die hele tyd maak, en hy wissel so tussen hierdie 2. Daar's 'n doemsprofesie wat kom sê dat Samaria, Juda gaan val. Dit gaan nie goed gaan met hulle nie. Daar kom 'n dag wat hulle tot 'n val gaan kom, en hy gee ook die redes daarvoor. Hy sê dit is as gevolg van korrupsie en wanbestuur van die konings en die magtiges, die ongehoorsaamheid van die volk. En aan die ander kant het Micha ook 'n profesie. Dit is 'n heilsprofesie wat kom sê na die val gaan daar 'n opstaan en 'n opbou wees. En dit is 'n pragtige gedeelte wat Micha vir ons kom gee, en waarby ek en jy ook vandag kan kom aanklank vind. In ons lewens kom daar valgeleenthede, ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, maar Micha kom fokus so bietjie op die heil gedeelte. Nie die traanhuil gedeelte nie, die mooi huil gedeelte. Die holy gedeelte, om hoop vir ons te kom gee. Ek begin lees by Micha 7 vers 1, lees saam met my daar uit die 2020 vertaling. Wee my, soos na die insameling van somervrugte, soos na die oes van die druiwe, is daar geen druiwetros om te eet, of vroeë vye wat ek begeer nie. Die getroues het uit die land verdwyn, en daar is glad nie meer opregtes onder die mense nie. Hulle almal lê en wag om bloed te vergiet. Hulle maak jag op mekaar met nette. Albei hande staan gereed om kwaad te doen. Die hoë amptenaar en ook die regter vra 'n omkoopgeskenk. Ja, die vername is die een wat sê hy wil hê, en hulle verbind mense daartoe. Die beste onder hulle is soos 'n doringstruik. Die opregtes onder hulle is erger as 'n doringheining. Die dag van hulle wat jou dophou, die dag om met jou af te reken is op pad. Nou gaan die verwarring wat hulle tref aanbreek. Moenie 'n vriend vertrou nie. Moenie op 'n boesemvriend staat maak nie. Wees versigtig wat jy sê vir die vrou wat in jou arms lê, want die seun hou sy vader vir 'n dwaas, die dogter kom in opstand teen haar moeder, 'n skoondogter teen haar skoonmoeder, en 'n man se eie huismense is sy vyande. Maar ek sal vir die Here op die uitkyk wees. Ek sal bly wag op die God wat my verlos. My God sal my hoor. Hierdie gedeelte, die eerste gedeelte van Micha 7, gaan oor doem. En kom sê dat Samaria iewers te gaan val. Nou onthou, dit was 'n profesie gewees, wat Micha gesê het, dit gaan gebeur, so in sy tyd op daai stadium toe dit gepreek het, dit nog nie gebeur het nie, of geprofeteer het, dit nog nie gebeur het, maar dit het wel later gebeur. Hy spreek sy kommer uit oor wat aan die gang is in die land, en hy sê ook hoekom
gaan hierdie val kom. Dit is nou wat hierdie hele stukkie beskryf het. Hy sê dat Samaria gaan val as gevolg van korrupsie en wanbestuur van die magtiges en die konings, die mense wat in beheer was. Dis hulle skuld. Hulle bestuur die plek verkeerd en daar's korrupsie onder hulle. Hulle is op die verkeerde pad en die volk gaan die prys betaal. Nou as ek dit sommer net so vir jou lees, of as jy ewe skielik nou net hierby ingeskakel, nou, dan gaan jy dink, sjoe, praat ek dalk oor Suid-Afrika? Is dit dalk Suid-Afrika wat besig is om te val? As gevolg van korrupsie en as gevolg van wanbestuur, as gevolg van magsmisbruik van die mense in beheer. Nou ek en jy as gelowiges moet werklik versigtig wees dat ons te negatief raak oor die land waarin ons bly. Maar ons moet ook realisties wees en vir mekaar sê die skip is besig om te sink. As jy nuus lees, koerant oopmaak, Media 24, of waar ook al jy jou inligting vandaan kry, gaan jy sien die skip is besig om te sink. Maar soos op die prentjie kom Micha agter dat wanneer die skip sink, is daar iets wat hy moet doen. Hy is op die skip wat besig is om te sink. Ek en jy is in Suid-Afrika wat dalk hierdie skip is wat besig is om te sink. Samaria het die woorde gehoor en gehoor die skip gaan sink. Wat het hulle gedoen? Micha sê vir ons in vers 7, dit wil ek weer 'n keer vir jou lees. En dis wat hy doen as daai man daar op hy bootjie sit en uitkyk op die horison terwyl hy sink. Ek sal vir die Here op die uitkyk wees, sê Micha. Ek sal bly wag op die God wat my verlos. My God sal my hoor. Kom ek lees dit weer 'n keer vir jou. Dink aan hierdie skip wat besig is om te sink. Dink dalk aan jou eie situasie, waarmee jy vandag worstel. En dan sê jy saam met Micha, ek sal vir die Here op die uitkyk wees. Ek sal bly wag op die God wat my verlos. My God sal my hoor. Dit is vir my so belangrik. Wanneer 'n skip sink, dan kyk jy oor die see uit vir redding. Waar kom my redding vandaan? Interessant genoeg, wanneer jy op 'n skip klim wat mooi besig is om te vaar en alles lyk vir jou reg, dan dink jy nie waar gaan haar redding vandaan kom. Dan is alles smooth sailing, nee. Dis lekker. Maar wanneer daai skip begin sink, dan begin jy spartel en kyk, waar kom my redding vandaan? Wat het ek nodig om te kan oorleef? Micha sê hy besef die skip sink en hy weet presies waar sy redding vandaan kom. En jy behoort dit ook te weet. My en jou redding kom van die Here af. Wees op die uitkyk vir hom. Jy moet vir 'n oomblik dink aan jou eie situasie, dalk jou eie skip. Hoe lyk jou skip op hierdie stadium? As jy nou op 'n eenman bootjie is, hoe lyk dit? Is dit vir jou smooth sailing, gaan alles goed, mooi weer en matig? Of voel dit ook vir jou of jou skip besig is om te sink? Micha help ons hier. Wanneer jou skip besig is om te sink, wees op die uitkyk vir God, want hy sal jou red. Dan skryf Micha verder. Moet jou nie oor my verlustig nie, my vyand. Al het ek geval, ek staan weer op. Al sit ek in die donker, die Here is vir my 'n lig. Micha se storie begin hier omdraai. Hy praat van hierdie doem die hele tyd van die val wat kom. En dan sê hy, weet jy wat, vyande, mense wat julle verlustig wanneer ek val. Ek het geval. Of ek gaan val. Maar wanneer ek val, sal ek opstaan. Hy praat hier oor Samaria en hy sê, weet jy, ons gaan val. Daai dag kom, dis die profesie, dis die doemprofesie, dit gaan gebeur. Maar ons sal weer moet opstaan. Hierin moet ek en jy onsself herinner. Daar kom valgeleenthede in ons lewens. Dit maak nie saak hoe oulik jy is, hoe opreg jy is,
hoe magtig jy miskien is, of jy nog jou hele lewe lank op die regte pad is, en nooit iets verkeerd gedoen het nie. Maak nie saak hoe goed jy is nie. Iewerste in jou lewe kom maar valgeleenthede. Dit gebeur met ons almal. Die van julle wat nou klein kindertjies het, julle sal dit weet. Die van julle wat kan onthou toe julle kinders klein was, julle gaan saam met my resoneer daar, en die van julle wat nog nie klein kinders het nie, jy sal dit eendag sien gebeur. Jy weet wanneer daai kleintjie begin loop, iewers te gaan hulle val. Jy weet dit. Jy kan doen net wat jy wil. Ek wil 'n goeie pa wees. Ek kan alles doen wat ek wil, want shame, ek wil nie hê my kind moet val nie. So ek kan bubble wrap gaan koop en ek kan hom bubble wrap toedraai sodat hy nie sal seer kry as hy val nie. Of ek kan hom so styf toedraai dat hy glad nie kan val nie. Of ek kan sê, weet jy wat, kom ons kry een van hierdie loopringe. En dan sit ons hom binne in hierdie loopring, dan sal hy nooit val nie. Maar jy al 'n volwassene gesien rondloop met 'n loopring, soos daai wat ons van die kindertjies het. Ek het al gewonder, hoekom het mense dit nie? Ek sien ou mense met hierdie 4-poot kiertjies loop, maar hoekom sit ons hulle nie weer in 'n ring soos in die ou dae met die kinders nie? Dit is sommer net 'n gedagte, as jy 'n besigheidsidee wil hê, daar's ons vir jou een. Ek dink dan help ons mense om nie te val nie. Maar iewerste moet jy uit daai ring uitklim. En jy wat klein kindertjies het, weet, daai kind gaan val. Valgeleenthede kom, maar die vraag is, sal jy weer opstaan? Micha sê vir die volk, julle gaan val, 'n val kom, maar julle sal weer opstaan. Want al sit jy in die donker nadat jy geval het, hy gebruik die voorbeeld van donkerte en lig, hy sê, al sit jy in die donker nadat jy geval het, sal God daar wees, hy gaan die lig vir jou wees. Jy weet, wanneer iemand deur 'n moeilike tyd gaan, ek dink ons almal het dit al gedoen, as iemand deur 'n moeilike tyd gaan, dan sê vir hulle, toe maar, daar is lig aan die einde van die tonnel. Jy het dit al vir iemand gesê, né? Toe maar, daar is lig aan die einde van die tonnel. In gevalle is dit waar, maar weet jy wat? In geloof nie. Die lig is nie aan die einde van die tonnel nie. Die lig is by jou. Daar waar jy val. Want God is die lig. En God wag nie daar aan die ander kant vir jou, dat jy self moet opstaan en self moet sukkel om eendag by die plek uit te kom waar jy moet wees nie. As jy vandag val en jy sit vandag in die donkerte, soos wat Micha beskryf, is God die lig by jou. Sal jy opstaan wanneer jy geval het? Sal jy die krag hê om te kan opstaan as jy val? Dis iets wat jy moet besluit voor jy daar kom. Jy kan nie op 'n bootjie klim en nie weet hoe word jy gered as die boot begin sink nie. Vers 9. Die striemende toring van die Here sal ek dra, want ek het teen hom gesondig, totdat hy my saak verdedig en my reg handhaaf. Hy sal my uitlei na die lig. Ek sal sy geregtigheid met genoegdoening ervaar. In hierdie vers is daar net een ding wat ek wil uitlig en bietjie oor gesels. Dit is belangrik dat ons erken wanneer ons foute gemaak het. Dit is goed om selfondersoek in te stel en te kan sê, Here, ek is verkeerd. Die rede hoekom ek vandag geval het is as gevolg van my sonde of my verkeerddoening. Dit is goed as jy dit kan sê. As jy met jouself eerlik kan wees, want van daar af begin jy opstaan, hè. Maar dan moet ons eerlik wees met onsself ook en sê baie keer in die lewe val jy sonder dat dit jou skuld is. Jy kan alles doen volgens die boek. Jy kan werklik die beste gelowige wees wat jy nog ooit teëgekom het. Dit kan jy wees. En steeds kan jy val. Want dit is deel van die lewe. Dit is nie noodwendig God wat vir jou sê, ek laat jou nou val omdat jy iets verkeerd gedoen het. Dink weer aan daai kind wat leer loop. Niemand van ons steek die voet uit om die kind te trip nie. Maar hy val. Hoekom? Want dis lewe. Hy moet val sodat hy kan leer hoe om op te staan. As jy geval het en dis jou skuld, erken dit, maak reg en staan op. Maar as jy geval het en is nie jou skuld nie, kyk waar kom die redding vandaan.
En vertrou op God se hand wat jy ook daar gaan optel. Dit is dalk nie jou skuld nie. God, volgens Micha en alles wat ek weet oor hom, is die lig daar waar jy in die donkerte sit. Dis wie God is. My vyand sal dit sien en deur skaamte oorval word. Sy wat vir my vra, waar is die Here jou God? My oë sal met genoegdoening na haar kyk. Sy sal dan vertrap word soos modder op straat. Goddeloses is baie lief daarvoor om jou te tart as jy val en te sê, o, waar is jou God dan nou? Hulle was so lief daarvoor, toe Jesus aan die kruis gehang het hulle vir hom gevra, nou waar is hierdie God waarvan jy praat? Jy kan maar weet as jy jou met goddelose mense omring en jy val, want jy sal val. Dis nie doemprofesie nie, dis maar net lewe. Dan gaan hulle vir jou vra, waar is God? Jy is mos so oulik wat elke Sondag kerk toe gaan. Jy woon Bybelstudies by, jy post mooi prentjies op Facebook. Jy stuur elke week vir my hierdie mooi boodskapies aan. Waar is jou God nou? Weet jy wat? Die antwoord is, God is by my. Wat interessant is wanneer jy daar opstaan, dan is hulle nie daar om te sê, "Sjoe, ekskuus, ek was verkeerd." God was toe al die tyd by jou. En luister na daardie mense. Dit is tyd om jou verdedigingsmure te herbou. Dis 'n tyd daardie wanneer jou grense uitgebrei sal word. Dit is 'n tyd wanneer hulle tot by jou sal kom, van Assur en die stede van Egipte. Ja, van Egipte tot by die rivier, van die see tot see en berg tot berg. Die aarde sal 'n verlate wildernis word oor sy inwoners, oor die vrug van hulle dade. Pas u volk op met die staf, die klein vee wat u eiendom is, wat eensaam woon in 'n bos, in die middel van die vrugbare gebied. Laat hulle in Basan en Gilead wy, soos in die ou tyd. Soos in die dae toe jy uit Egipte land getrek het, sal ek hom weer wonderwerke laat beleef. Die nasies sal dit sien en beskaamd staan, sonder al hulle heldhaftigheid. Hulle sal die hand op die mond lê, hulle ore sal doof word. Hulle sal stof lek soos 'n slang, soos die wat op die grond seil. Hulle sal sidderend uit hulle kerkers kom. Na die Here ons God sal hulle bewend gaan. Ja, hulle sal vir u bang wees. Wie is 'n God soos u? U is 'n God wat skuld vergewe, wat by die oortreding verbygaan tot voordeel van die oorblyfsel van sy eiendom, wat nie vir altyd vasklem aan sy toorn nie, maar wat vreugde vind in troue liefde, wat ons weer genadig sal wees, ons skuld sal vertrap. U sal al ons sondes in die dieptes van die see gooi. U sal aan Jakob trou bewys, aan Abraham, die troue liefde. Liefde wat u aan ons voorouers met 'n eed beloof het in die voortyd. Ons werk vandag so 'n bietjie met die metafoor van 'n skip wat besig is om te sink. Nou as jy jouself ooit op so 'n plek vind, dan gaan jy uitkyk vir die reddingsboei. Jy gaan kyk, waar kom my redding vandaan? Jy gaan kyk of as jy nie die eerste ou wat 'n reddingsboei aan die hande kan kry nie. En dan gaan jy op die see dryf op hierdie reddingsboei. Want jou lewe is vir 'n oomblik gered. Maar jy kan nie vir jou hele lewe lank op die see bly nie. Jy kan nie vir altyd op daai boei bly nie. Hoor mooi, hy het nou net jou lewe gered, maar jy kan nie vir altyd daar bly nie. Op 'n stadium moet jy land kry. En wanneer jy daar op die land uitspoel met jou reddingsboei, dan los jy hom dalk nou agter, dan staan jy op en jy gaan aan. Dit is nie oukei wanneer die skip gesink het en jy die reddingsboei gekry het om daar op die see te bly dopper nie. Jy moet opstaan en aangaan. Hier in Micha 7 se einde, kom sê Micha vir die volk, dis tyd om op te staan en aan te gaan. God sal julle red
En dan moet julle herbou en opbou. En dis wat God vandag vir my en jou kom sê. Dit is tyd vir ons om op te staan. Dit is tyd vir ons om op te bou en aan te gaan. Vir lank genoeg gebruik ons die verskoning dat Suid-Afrika 'n sinkende skip is. Ons gebruik dit as rede vir al ons tekortkominge. En wanneer dinge in jou eie huis nie goed gaan nie, dan sal baie keer die regering die skuld gee. Ja, maar dis hulle wat korrup is. En dit is hulle wat mag misbruik. En dis omdat hulle A, B en C gedoen het dat ek in die posisie is waarin ek nou is. As die skip besig is om te sink, kan jy maar skuld gee vir wie jy wil. Jy kan sê dis die kaptein. Jy kan sê dis die bemanning, hulle het nie hulle werk gedoen nie. Jy kan sê iewers het iemand 'n fout gemaak. Jy kan doen net wat jy wil, die skip is besig om te sink. Dink maar net toe die Titanic daai dag begin sink het. Kon hulle rondgehardloop het en gesoek het vir die een wat nou in die ysberg vasgery het. En sê, dis jou skuld dat ons gaan doodgaan. Dit maak nie saak nie. Die skip gaan sink. Vir my en jou belangrik te weet, as hierdie skip besig is om te sink, waar kom ons redding vandaan? Waar kom jou redding vandaan? Ek resoneer met Micha wat sê, my redding kom van die Here. My redding kom van hom, wat lief is vir my, wat omgee vir my, wat 'n plan het vir my. Jou redding is daar. Jy kan natuurlik kies, wil jy saam met hierdie skip ondergaan, of wil jy die redding aanvaar? Wil jy dan dankbaar wees vir daardie redding, maar jy uitspoel op die strand, opstaan en aangaan? Dit is belangrik vir my en jou, om aan te kan gaan. Ek kyk na hierdie man op die boot, en dit resoneer bietjie met my. Praat eintlik die hele week met my, hierdie man op die boot. Duidelik sink hy. Maar dit lyk nie vir my asof hy rondskarrel nie. Dit lyk nie vir my asof hy ander planne probeer maak. Hierdie man kyk na die horison. Hierdie man weet, daar kom redding vir hom. Hierdie man weet, as daai skip gesink het, gaan hy gered wees. En dit laat my dink aan dit wat Micha geskryf het in vers 7. En ek wil dit graag vir jou weer 'n keer lees. Terwyl jy dalk dink aan die skip wat sink. Maar ek sal vir die Here op die uitkyk wees. Ek sal bly wag op die God wat my verlos. My God sal my hoor. Ek weet dalk nie wat se uitdagings jy tans beleef nie. Maar ek ken die gemeente goed genoeg om te weet, dis 'n klompie mense wat vandag baie swaar kry. Dis mense wat onder geweldige finansiële druk is. Dis mense met wie dit emosioneel swaar gaan. Dis mense wat siek is. Wie se gesondheid glad nie goed uitdraai op die stadium nie. Dis mense wat totaal en al hoop verloor het. Dis mense wie se verhoudings vernietig is en wat druk van alle kante af beleef. Ek weet van julle. Wat ook al die geval in jou lewe mag wees, hier is mense rondom ons wat vandag voel die boot sink. Vir jou. Wees die uitkyk vir God. Want jou redding kom van hom. Wag op die Here, want hy gaan jou verlos. Vir die van julle wie se bootjie op mooi waters is op die stadium.
smooth sailing. Die dag as daai boot begin sink, weet jy waar jou redding vandaan kom. Dit is goed om op die Here te vertrou. Micha, help ons vandag. Ek wil regtig hê vir die laaste keer, dink aan jou eie situasie. Die boot sink of nie, met jou goed gaan of dit met jou sleg gaan, dink aan jou eie situasie op die stadium en hoor wat Micha hier sê, maar dan sê jy dit vir jouself, ek sal vir die Here op die uitkyk wees. Wat ook al jou situasie mag wees op die uitkyk vir die Here. Ek sal bly wag op die God wat my verlos. Wat ook al jou situasie is, bly wag op God wat my gaan jou verlos. My God sal my hoor. Wat ook al jou gebede nou is, die Here hoor dit. Wat jy vanaand gaan bid, die Here hoor dit. Wat jy môreoggend gaan bid, voor die werk toe gaan, die Here hoor dit. Wat jy wanneer die uitdagings kom gaan bid, die Here hoor dit. Bly wag op die Here, want in hom is jou redding. Amen.